Kom ons bid saam. Here, ons sê vir U dankie vir hierdie dag, U dag, die dag van die opstanding wat ons weer kan saam vier. En dankie Here dat ons U woord ook vandag weer mag oopmaak. En dit is met 'n gevoel van U grootheid wat ons dit ook doen. Want ons weet dat U woord nie net mensewoorde is nie, maar dat dit waarlik U boodskap aan ons is. En Here, mag ons dit vandag so ervaar, mag ons dit beleef, hoe dat U deur U woord met ons praat. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees saam uit Lukas hoofstuk 7 vanaf vers 36. Een van die fariseërs het hom genooi om by hom te kom eet. Hy het toe in die huis van die fariseër ingegaan en aan tafel plek ingeneem. 'n Sekere vrou in die dorp, wat 'n sondige lewe gelei het gehoor dat hy in die fariseër se huis aan tafel was. Sy bring toe 'n albaste flesie met reukolie en gaan staan agter Jesus by sy voete en huil, sodat haar trane op sy voete begin drup het. Daarna het sy voete met haar hare afgedroog, hulle gesoen en met die reukolie gesalf. Toe die fariseër wat hom genooi het, dit sien, sê hy by homself: hy, as hy 'n profeet was, sou tog geweet het wie en watter soort vrou dit is wat aan hom raak, dat sy 'n sondares is. Maar Jesus spreek hom aan en sê: Simon, ek het iets om vir jou te sê. Meneer, sê dit maar, antwoord hy. Jesus sê toe: 2 mense was in die skuld by 'n geldskieter. Die een het R500 geskuld en die ander 150. Omdat hulle niks gehad het om mee te betaal nie, het hy die skuld vir albei kwytgeskel. Wie van julle sal hom die meeste liefde bewys? Simon antwoord: ek veronderstel die een vir wie hy die meeste kwytgeskel het. Jou antwoord is heeltemal reg, sê Jesus. En hy draai na die vrou toe om en sê verder vir Simon: sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom en jy, water vir my voete, het jy my nie gegee nie. Maar sy, met haar trane, het sy my voete nat gemaak en met haar hare het sy dit afgedroog. 'n soen het jy my nie gegee nie, maar sy het vandat sy hier ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. My kop het jy nie eens met olie gesalf nie. Sy het my voete met reukolie gesalf. Ek sê vir jou, omdat haar sondes wat baie is, vergewe is, daarom bewys hy baie liefde. Maar hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde. En Jesus sê vir haar: jou sondes is vergewe. Toe begin die wat saam aan tafel was onder mekaar sê: wie is hierdie man dat hy self sondes vergewe? Maar Jesus sê vir die vrou: jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Liewe gemeente, terwyl ek die afgelope week besig was om voor te berei vir vanoggend, sit ek op 'n stadium en nadink oor hoe dikwels ons in die evangelie van Lukas te doen het met verhale waarin daar hoofsaaklik 2 hooffigure, 2 hoofkarakters is wat in die verhaal voorkom. Ek het nou nie eers moeite gedoen om te gaan soek vir al die gevalle nie, maar ek het sommer vinnig gedink aan die ryk man en Lazarus in hoofstuk 16, die fariseer en die tollenaar in Lukas hoofstuk 18 en die ryk man en Saggeus in hoofstukke 18 en 19 van Lukas. En ek is oortuig van as jy verder gaan soek, gaan jy nog sommer 'n klomp ander voorbeelde ook van hierdie tipe verhaal kry. Verhaal waar jy te doen het met 2 hoofkarakters. In die een hoofkarakter is in die oë van die volk eintlik 'n goeie persoon en die ander karakter is in hulle oë die slegte persoon. Maar dan kom Jesus en elke keer dan draai hy die rolle om. Die sogenaamde slegte persoon is in die oë van die Here die een wat genade ontvang en die goeie persoon is eintlik dan die een wat Jesus aanspreek
en deur Jesus bestraf word. Nou in hierdie verhaal wat ons vandag saam gelees het, het ons natuurlik ook so 'n verhaal van twee mense. Dis die verhaal van 'n vrou wat deel gekry het aan die saligheid wat Christus vir ons gee, en daarteenoor 'n man wat buite bly staan, ten spyte daarvan dat Jesus sy hand na hom toe uitreik en vir hom eintlik nooi om in te kom in die saligheid van Christus, maar waar hy baie duidelik nie daarin belangstel nie. En dan sal jy uiteindelik sien dat die verskil tussen hierdie twee persone nie lê in die eerste plek rondom hoeveel sonde hulle gedoen het nie, dat die een 'n goeie lewe gelei het en die ander een 'n slegte lewe gelei het nie, maar dat dit daaroor gaan of hulle bereid was om God se liefde en God se genade te aanvaar. In die een geval, die een karakter aanvaar dit met blydskap, terwyl die ander een nie eintlik besef waaroor dit gaan nie. Die een het geweet hoe groot God se genade is, die ander persoon het dit glad nie begryp nie. Kom ons gaan kyk eers na die vrou. Wie is sy? En eintlik weet ons baie min van haar af. Daar is sommige mense wat sê dalk was dit Maria Magdalene geweest, maar ek dink die meeste mense sê dit is nie sy geweest nie. Ons weet eintlik bitter min van hierdie vrou af. Dit maak in elk geval nie saak nie. Baie duidelik het Lukas nie gedink dis nodig om haar naam te gee of haar nader beter in groter detail te beskryf nie. Maar wat ons wel van haar weet, is dat sy 'n sondige vrou was. Dit word van haar gesê. Sy was 'n sondige vrou. En dis nogal erg, het ek gedink, as al beskrywing wat mense van jou kan gee, net dit is. As hulle jou naam noem en sê, maar wie is dit? Dan sê hulle, wel, dis daai sondige persoon. En blykbaar is dit hoe hulle hierdie vrou beskryf het. Sy was 'n sondige mens. Weereens word daar nie vir ons in detail gesê wat se tipe sonde sy aanskuldig was nie, maar ek dink oor die algemeen is mense redelik seker daarvan dat sy 'n prostituut was. Dit lyk asof die manier wat hulle haar beskryf, dat dit baie moontlik dat dit moontlik is dat sy 'n prostituut was. En dis in elk geval baie duidelik dat sy nie verwelkom is in die midde van die kerkleiers van destyds. En onthou, ek het baie gepraat al oor die kerkleiers, die fariseërs en die sadduseërs en die skrifgeleerdes. Hulle was die mense gewees wat eintlik die leierskap in die kerk behartig het, en dis baie duidelik dat hulle nie veel tyd gehad het vir hierdie vrou nie. En definitief sou sy ook nie welkom gewees het in die huis van die vrome Simon, die fariseer nie. Ek het 'n sterk vermoede, as hierdie vrou vandag sou geleef het ons waarskynlik min of meer dieselfde oor haar gevoel. Ons sou waarskynlik ook maar so 'n bietjie agter die hand gefluister het oor haar sedes en haar uitkyk op die lewe. Ons sou heel waarskynlik nie ons kinders toegelaat het om by haar kinders te gaan speel nie. Ons sou bang gewees het ons kinders kom dalk onder 'n slegte invloed. So ek dink ons sou min of meer dieselfde gevoel het teenoor haar as wat Simon en die ander kerkgangers van daai tyd sou gevoel het. So 'n tipe persoon is eenvoudig nie welkom in ons midde nie. Nou in die tyd van die Nuwe Testament was dit nie vreemd dat ongenooide gaste by 'n ete sou opdaag om daar te gaan eet nie. Dit het my nogal laat dink aan my jare in Swaziland, al die begrafnisse wat ek daar moes gehou het, dat die oomblik wat daar 'n begrafnis is, dan begin mense opdaag daar van heinde en verre. Hulle ken baie dikwels nie eers die persoon wat oorlede is of die familie nie, maar hulle weet daar gaan kos wees. So en dan kom hulle en stroom hulle daarin en almal kom eet saam. En dit is nogal, dink ek, wat hier gebeur het met hierdie ete. Baie dikwels het mense gekom, hulle het gehoor daar's 'n ete, en dan het hulle maar so ingesluip en dan gewoonlik so iewers teen 'n muur gaan sit, dat hulle nou nie heeltemal te prominent is nie, maar hulle het geweet uiteindelik as die kos bedien word, gaan hulle dan ook kos kry. Maar dat 'n vrou met 'n reputasie soos hierdie vrou sin
in die huis van 'n fariseer opdaag en dat sy dan daar gaan saam eet. Dit was baie ongewoon. En nou op hierdie punt verloop die verhaal effens anders as wat ons sou verwag. Ons lees nie dat sy by die huis opgedaag het net om te gaan eet nie. Sy het skynbaar iewers gehoor dat die Here Jesus daar in die huis van Simon die Fariseer is en sy daag by daai huis op om iets vir Jesus te gee. Sy daag daarop met 'n kosbare fles reukolie wat sy wou gebruik het om Jesus mee te salf. Nou dit was nie onbekend in daai tyd dat jy mense gesalf het nie, dit was 'n algemene gebruik gewees. Op daai manier het jy probeer om op 'n besondere manier eer te betoon aan iemand. Vandag se tyd sou ons miskien gesê het jy rol die rooi tapuit uit vir 'n persoon om daai persoon as 'n eregas te verwelkom. Maar wat egter opvallend is dat sy nie olyfolie gebruik om vir Jesus mee te salf nie. Dit was die algemene olie gewees, was olyfolie wat jy op 'n persoon se kop uitgegooi het. Ek kan my nou nie indink hoe dit moes gevoel het nie, maar in elk geval, dit is hoe dit gedoen is. Maar in haar geval lees ons dat sy baie kosbare reukolie gebruik om Jesus se voete mee te salf. Trouwens, in Johannes 12 word daar vir ons gesê dat die prys van daai reukolie ongeveer 300 silwer muntstukke was. En in vandag se tyd sou ons waarskynlik praat in die omgewing van R75.000 wat daai flesie olie gekos het. Selfs vir ons vandag is dit baie, baie geld. En sy het daai olie op 'n manier gekoop en sy gebruik dit dan om vir Jesus te salf. En die vraag is, hoekom doen sy dit? Wat het gebeur dat sy besluit het, sy wil daai klomp geld uitgee en dat sy vir Jesus daarmee wil gaan salf? Uit die verhaal kan ons aflei dat sy vooraf 'n ontmoeting met Jesus gehad het. 'n Ontmoeting wat daartoe gelei het dat sy van haar sonde verlos is en dat Jesus vir haar 'n nuwe lewe gegee het. En sy wil dan vir Jesus op die beste moontlike manier wat sy aan kan dink, kom dankie sê vir wat hy gedoen het. En dan is dit duidelik dat sy vir haarself sê, geen opoffering wat ek maak nie saak hoe duur hierdie olie is nie, geen opoffering wat ek maak, is te groot om vir Jesus dankie te sê vir wat hy vir my gedoen het. Nou, om net so 'n bietjie agtergrond te gee van wat hier gebeur, ek weet dat ons as ouers altyd vir ons kinders leer, hulle moet mooi regop sit langs die tafel, en as hulle eet, maar in die tyd van die Nuwe Testament was dit 'n bietjie anders gewees. In daai tyd het die mense baie dikwels gelê terwyl hulle eet, so op hulle linker elmboog gelê, dan met hulle regterhand geëet van die tafel af. Was 'n baie laer tafel as wat ons aan gewoond is. Of hulle het baie keer so half op hulle knieë gesit terwyl hulle geëet het. Maak dan nie saak of nou lê of eet is nie. Die feit is dat die voete het dan gewoonlik na agter toe uitgesteek. En nou kom hierdie vrou by Jesus en sy kom staan by sy voete. Aan die ander woorde, die tafel is aan die kant, Jesus is by die tafel en sy kom staan agter Jesus by sy voete. En daar begin sy uit dankbaarheid te huil en die trane wat uit haar oë uitval, val op Jesus se voete en dan gebruik sy haar hare om sy voete mee af te droog. En dan daarna gooi sy daai duur reukolie op Jesus se voete uit. Nou hierdie optrede van die vrou het baie duidelik vir Simon die Fariseer te irriteer. Ek het 'n sterk vermoede, as dit by ons moes gebeur het, het ons ook maar geïrriteerd geraak, of ongemaklik geraak minstens, by wat daar aan die gebeur was. Simon was baie geïrriteerd. In die eerste plek is haar blote teenwoordigheid in sy huis vir hom 'n verleentheid. Ons weet tog almal dat jy aan jou vriende geken word, en nou skielik is hy hier met 'n klomp belangrike mense, onder andere die rabbi Jesus, wat ook daar in die huis is, en hierdie vrou kom in
En sy begin nou met al hierdie dinge wat sy huil en sy droog Jesus se voete af. Ek dink al daai dinge het vir Simon baie ongemaklik laat voel. Sy is eintlik maar besig om 'n oorlas van haarself te maak. Maar nou is die interessante dat hy nie onmiddellik hierdie vrou verwilder uit die huis uit nie. Ek het 'n sterk vermoede ons sou waarskynlik maar vir so 'n vrou gesê het, weet jy, wil jy nie nou maar net gaan en uit die huis uitkom. Hy doen dit nie met haar. Maar hy begin dink. Hy begin om Jesus se gesag in twyfel te trek. Simon sê vir homself, hierdie man kan nie 'n profeet wees nie. Want as hy 'n profeet was, sou hy geweet het wie hierdie vrou is wat nou hier by sy voete met haar trane op sy voete dat drup en sy voete afdroog met haar hare. Hy sou geweet het, hierdie is nie 'n goeie vrou nie, dis 'n sondige vrou. En as profeet sou hy nie toegelaat het dat so 'n sondige vrou aan hom raak nie. Want dit sou natuurlik weer daartoe gelei het dat hy onrein verklaar word. Dit is maar hoe dit gewerk het in daai tyd. Alles het gegaan daaroor of jy rein is en of jy onrein is. En as hierdie sondige vrou, wat dan waarskynlik 'n prostituut was, aan Jesus sou geraak het, sou hy eintlik dan onrein gewees het. Volgens Simon is 'n profeet nie daar om gunste en gawes aan mense uit te deel nie. Maar profeet is daar om sondige mense te veroordeel en hulle te verdoem. En dit is presies hoe Simon en al die ander fariseërs vir God geken het. As hulle aan God gedink het, het hulle gedink aan iemand wat daar is om te oordeel oor sondaars. Natuurlik het hulle geglo dat hulle nie so streng beoordeel sal word deur God nie, want hulle het immers gepoog om goed te lewe, hulle het gepoog om die wet van die Here getrou na te kom. Maar mense soos hierdie sondige vrou, sy moes in hulle oë se muur deur God verwerp word. En ek het al daaroor gepraat, maar dis my tragies om te sien hoeveel mense vandag nog steeds amper behaag daarin vind om ander mense te veroordeel. Dis asof hulle vir God sien as 'n verkeersman. En ons almal weet mos nou as jy 'n verkeersman sien, dan onmiddellik begin jy dink ek hoop nie ek het iets verkeerd gedoen. En dit is hoe hulle vir God sien, as 'n verkeersman wat voortdurend op die uitkyk is vir die sonde wat ons doen. Wat voortdurend probeer om ons te betrap in een of ander iets wat ons verkeerd gedoen het. En wie is so 'n persoon as die Here jou uitvang? Maar broer en suster, dit is nie hoe God is nie. Dis nie hoe die Bybel vir ons aan die Here bekendstel nie. Dis 'n valse beeld van God wat ons vir onsself geskep het. God is nie daar in die eerste plek om ons te straf nie. En dit het ons nou al etlike kere in Lukas raak gesien en ons gaan dit nog baie keer raak sien. Hierdie tema kom voortdurend in die evangelie van Lukas voor. Dis nie waarvoor Jesus aarde toe gekom het nie. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. So lees ons daar in Lukas 19 vers 10. Maar Simon kon dit nie begryp nie. 'n Profeet wat moet hom afskei van die sondige mense. 'n Profeet moet hom eenkant hou, weg van die sondes van die mense af. So glo hy. Nee, sê die Here. 'n Ware profeet moet juis die sondaars gaan opsoek om met hulle te praat oor die verlossing wat Jesus Christus vir ons verkry het. Om vir hulle te vertel hoe lief God vir hulle is en hoe hulle gered kan word. So die idee wat Simon die Fariseer het oor 'n profeet en die idee wat Jesus het oor 'n profeet verskil radikaal van mekaar. Maar al hierdie dinge word nooit hardop gesê nie. Dit bly alles deel van Simon se gedagtes. En dan bewys Jesus dat hy werklik 'n profeet is.
deurdat hy presies weet wat Simon dink, hoe Simon redeneer oor hom, en dan in 'n poging om vir Simon te help om te verstaan waaroor dit gaan, dan vertel Jesus aan hom die gelykenis van twee mense wat geld geskuld het. Die een het baie geld geskuld, die ander een so 'n tiende daarvan, die een het R500 sê die Bybel vir ons, in die ou vertaling het daar gestaan 500 pennings, en die ander persoon het 50 pennings geskuld, en albei se skuld is vrygeskeld. En dan wil Jesus by Simon weet, nou Simon, wie dink jy van hierdie twee mense sou die grootste dankbaarheid gehad het? En dan antwoord Simon heel korrek, ek veronderstel die een vir wie hy die meeste kwytgeskeld het, sê hy daar in vers 43. Simon is reg. En dan draai Jesus om na die vrou toe, maar hy praat nog steeds met Simon. Hy kyk vir die vrou, maar hy praat eintlik met Simon. En hy sê vir Simon dat hierdie vrou opgetree het uit liefde vir die Here. En dan begin hy om vir Simon te wys hoe die vrou opgetree het teenoor hoe Simon opgetree het. Simon het nie geweet hoe om werklike liefde en eer aan Jesus te betoon nie. Om die waarheid te sê, as jy die verhaal so lees, dan wonder ek eintlik, hoekom het Simon hom genooi om daar by hom te kom eet? Dit lyk eintlik of hy geen erg gehad het aan Jesus nie. Dit net asof hy nie omgegee het wie Jesus is nie. Hoekom het hy hom gevra om daar by hom te kom eet? Miskien was hy bietjie nuuskierig geweest. Miskien het hy gedink hy sou so 'n bietjie 'n gesprek kan voer met Jesus, net so 'n bietjie iets hoor oor wat hy leer. Dalk het hy gedink dat die ander mense sou gedink het dat Simon 'n baie belangrike persoon is as hy hierdie rabbi in sy huis verwelkom. Maar die feit is dat Simon niks gedoen het om vir Jesus as eregas te verwelkom nie. Hy het nie Jesus se voete laat was soos dit die gebruik was in daardie tyd nie. Hy het nie Jesus gesoen groet soos wat dit die gewoonte was as jy 'n belangrike persoon in jou huis verwelkom nie. Hy het nie Jesus se kop met olyfolie gesalf soos wat dit gebruik was in daai tyd nie. En dan sê Jesus, al hierdie dinge wat jy nagelaat het, Simon, het hierdie vrou aan my kom doen. Sy het my voete gewas met haar trane en sy het dit met haar hare afgedroog. Sy het aanhoudend my voete gesoen en dit toe met kosbare reukolie gesalf. Al hierdie dinge het sy gedoen, nie omdat dit van haar verwag is nie. Sy was immers nie die gasheer in hierdie verhaal nie. Maar omdat sy eintlik nie geweet het om op 'n ander manier haar dankbaarheid aan die Here te bewys dat hy haar vrygemaak het van haar sonde nie. Die groot verskil tussen Simon en hierdie vrou en hoe hulle na Jesus gekyk het daarbey ingekom dat Simon hierdie vrou raak gesien het as 'n sondige persoon, maar Jesus het haar raak gesien as een wie se sonde vergewe is. Die vrou het na Jesus toe gekom as een wat bewus geraak het daarvan dat sy niks by die Here kan verdien nie, maar wat Jesus se vergifnis ervaar het. Terwyl Simon na homself gekyk het en eintlik gesê het, ek het niks nodig nie. Ek het nie die Here nodig in my lewe nie. Ek het nie nodig dat die Here my sonde vergewe nie, want ek het nie sonde nie. Dis die verskil tussen hulle twee. En daarom het Simon eintlik ook nie gedink dat dit nodig is dat hy aan Jesus eer betoon nie. Ek het 'n vermoede dat die meeste van ons iemand ken, dalk 'n familielid selfs, of iemand met wie ons al te doen gekry het, wie se lewe niks beter lyk as hierdie vrou se nie. En dalk voel jy vanoggend
As jy so dink aan so 'n persoon, dalk voel jy, dit sal wonderlik wees as daardie persoon 'n ontmoeting met die Here kon hê, soos wat hierdie vrou gehad het. En natuurlik sou jy reg wees om so te dink. Want hierdie verhaal wil ook vir ons kom vertel dat daar selfs vir sulke mense op wie ons al hoop opgegee het, dat daar selfs vir sulke mense redding moontlik is by Jesus Christus. Maar eintlik is dit nie waaroor ek vanoggend wil praat nie. Ek wil vanoggend oor ons praat, oor onsself. Ons, wie se lewens oor die algemeen, en ek dink ek ken julle nou al teen hierdie tyd tot 'n groot mate, ons wie se lewens dalk baie nader lyk aan die lewe van Simon die Fariseer as in hierdie vrou se. Oor die algemeen lewe ons redelike goeie lewens. Ons probeer beskaafd lewe. Ons probeer goeie dinge doen sover ons kan. Maar Jesus herinner ons in hierdie verhaal daaraan dat ons almal iewers in ons lewens in die skuld was by hom. Ons lewens kan op die oog af goed lyk. So goed lyk dat ons soms kan vergeet dat elkeen van ons iewers die Here se verlossing nodig gehad het. Want wat Jesus eintlik vir ons wil vertel, ook in hierdie verhaal wat hy dan aan Simon vertel, is dat dit nie saak maak of jy R500 of R50 of R5 in die skuld is nie. Die feit is jy is in die skuld. En daar's nie 'n manier wat jy die skuld kan afbetaal nie. Die enigste manier om uit die skuld uit te kom, is dat Jesus daardie skuld oorneem. En dit is waar Simon die fout gemaak het. Hy het gedink, sy klein bietjie sonde, as hy dan nog so hier en daar ietsie verkeerd doen, is eintlik niks in vergelyking met hierdie vrou, hierdie slegte vrou, se sonde nie. Hy het gedink, ag, miskien is daar so hier en daar so 'n swart kolletjie in my lewe, wat ek aan moet aandag gee. Maar hierdie vrou, is 'n vrou van die nag, letterlik en figuurlik. Pikswart. Daar's niks goeds vir haar te sê nie. Hy het homself aan die vrou gaan meet en gedink dat sy goeie lewe genoeg sal wees om vir homself plek in die hemel te verseker. En wat Jesus dan vir Simon sê, Simon, jy, met jou klein bietjie sonde, is net so afhanklik van my om verlos te word daarvan, as wat hierdie vrou was met haar baie sonde. Dit bly vir ons moeilik, dit bly vir my moeilik, om jouself regtig te identifiseer met slegte mense, werklike slegte mense, met prostituie en met moordenaars en met diewe en met dronkaards. En dis ook nie die bedoeling van die Here dat ons vanoggend moet dink dat ons net so sleg is as al die ander mense. En ek wil dit ook daarom sê. Ek dink dit is nodig dat ons onsself amper bestraf en sê ek weet ek is so sondig en ek is eintlik maar net so sleg soos al die ander slegte mense nie. Dis nie die bedoeling van hierdie verhaal nie. Die bedoeling is dat baie slegte mense dan, as ek dit so kan stel. En mense wat dalk bietjie beter probeer leef, wat werklik probeer om 'n goeie lewe te lei, dat hulle op presies dieselfde manier gered word. Die slegte mense, ouens wat in ons oë baie sleg is, en onsself word op presies dieselfde manier deur Jesus Christus gered. Almal van ons het maar net een manier om gered te word. En dit is deur die bloed van Jesus Christus heen. Hy wat vir ons aan die kruis gesterf het. Simon se sonde het daarin gelê dat hy nie besef het
wat Jesus vir hom kom doen het nie. En daarom het hy ook nie dankbaarheid aan Jesus betoon nie. Die sondige vrou daarenteen het besef wat Jesus gedoen het. Sy het besef hoe diep sy in die skuld was by God. En sy het deeglik besef dat sy sonder Jesus geen vergifnis kan kry nie. En daarom kon sy nie ophou om vir Jesus dankie te sê nie. En ek dink nou verstaan mense ook waarom die Bybel vir ons sê dat liefde vir God die grootste teken van dankbaarheid is. Waarom die Here die wet van God opsom in daai enkele woord, dat dit gaan oor liefde. Hoe groter ons dankbaarheid is vir wat Jesus vir ons gedoen het, hoe meer liefde sal ons aan hom betoon. Dit was waar in die lewe van hierdie sondige mens. Simon daarenteen wat nie besef het wat Jesus op aarde kom doen het nie, het uiteindelik koud en liefdeloos toegekyk terwyl hierdie episode besig was om in sy huis af te speel. Hoe raak hierdie verhaal vir my en jou vanoggend? Nee, ek wil nie oor ons sonde praat nie. Ek wil oor dankbaarheid praat. Want as ons regtig besef wat Jesus vir ons gedoen het. Ons het dit die afgelope naweek gevier, Goeie Vrydag, Paasondag. As ons regtig besef wat Jesus vir ons gedoen het, sal ons nie anders kan as om ons hele lewe aan hom te wy nie. Hierdie vrou het besef wat Jesus gedoen het. En daarom kon sy nie ophou om met haar optrede haar liefde aan Jesus te betoon nie. Kom ons gaan leer vandag by hierdie vrou hoe om dit te doen, hoe om dankbaarheid aan God te betoon. Amen. Here, dankie dat U telkens ons verras deur die verhale wat vir ons in die Bybel opgeteken is. Dankie Here dat U vir ons in hierdie vrou, hierdie slegte vrou, 'n voorbeeld gee van hoe ons dankbaarheid aan U kan betoon. En Here, ons skiet tekort daarin. Partykeer dink ons nie regtig eers meer daaraan wat Jesus vir ons gedoen het nie. Ons is al so gewoond geraak daaraan. Daarom bid ons dat U vandag net vir ons vir 'n oomblik weer tot stilstand sal bring. Dat ons net vir 'n oomblik sal terugdink aan ons eie lewens, waar ons was, dalk waar ons vandag is. En dat ons sal weet, dit alles is te danke aan U. Dankie dat U vir ons gekom het, in die persoon van Jesus Christus. Dat hy vir ons aan die kruis gesterf het. Dat hy ons en die hele wêreld se sondes op sy skouers geneem het. Dat hy ons vandag verwelkom in 'n nuwe lewe saam met hom. Here, help vir ons om so te leef dat die dankbaarheid wat ons hiervoor het baie duidelik sal wees vir elkeen wat na ons kyk. Dat ons vir U dien met ons hele lewe. Nie om iets terug te kry by U nie, maar net om vir U dankie te sê vir wat U reeds vir ons gegee het. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen.